Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Wat 'n voorreg om vanmôre stil te kan word in die begin van 'n nuwe dag rondom die Here se woord. En mag vanoggend se oordeenking vir jou tot groot seën wees. Uit die Woord Digitaal is 'n onafhanklike platform wat die woord van God onbevrees, onbevange en suiwer verkondig aan alle mense van die wêreld. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Kom ons luister vanmôre na die Here se woord en ons gaan saam lees Galasiërs 6 vers 1 tot 5. Broers, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat deur die Gees gelei word, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Paulus skryf hierdie brief aan die gemeente van Galasië en gee baie waardevolle raad oor hulle Christelike lewe. In hierdie hoofstuk sien ons hoe Paulus opdrag gee vir gelowiges om mekaar by te staan, om mekaar se laste te dra en mekaar te help. Ons almal doen sonde. En Paulus skryf in vers 1, as iemand in een of ander sonde geval het, moet ons wat kinders van die Here is en wat deur die Gees van God gelei word, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Sien ons dit werklik in die wêreld waarin ons staan? Ja, soms sien ons dit by kinders van die Here. Maar dikwels sien ons net die oordeel en die verwerping. En mense wil so 'n persoon sleg maak en uit die kerk of uit hulle lewe verwyder. Dis nie die wil van die Here vir ons lewe nie. Ons moet ons nie verbeel dat ons iets is en onsself bedrieg nie, sê Paulus in vers 3. Ons moet liewer ons eie doen en late ondersoek, en as dit goed is, dan kan ons daarop trots wees, sonder om dit met ander mense te vergelyk, sê hy in vers 4. Maar laat ons mekaar se laste dra, sê vers 2, en laat ons mekaar reghelp in 'n gees van sagmoedigheid. Maar op die einde van die dag, sê Paulus in vers 5, sal elkeen moet rekenskap gee oor wat hy gedoen het in hierdie wêreld. Hierdie wêreld is 'n moeilike plek. Ons lewe elkeen in 'n uitdagende lewe en daar is baie versoekings en aanslae wat op kinders van die Here se lewe toesak vanuit die goddelose wêreld. Kom laat ons mekaar liewer help. Moenie veroordeel nie, moenie verwerp nie. Jesus nooi alle sondaars na hom toe. En die kerk van Jesus Christus en kinders van die Here moet mekaar reghelp, bystaan, bemoedig en mekaar se laste dra, sodat ons elkeen God deur ons lewe kan verheerlik. Mag die Here vandag vir ons so lei deur sy woord en deur sy Gees, dat ons gehoorsaam sal wees aan hierdie opdrag. En kom ons dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om vanmôre te kan stil word in U teenwoordigheid in hierdie mooi dag wat ons uit U hand ontvang. Ons loof U en ons prys U as ons God en Here. Dankie vir U woord, waarin U wil aan ons kom bekend maak. Wil U gee, Here, dat ons hierdie woord ter harte sal neem, daarin sal glo en dit sal gaan toepas. Dankie vir die Gees wat in ons harte werk om ons ook te lei en te bemoedig. U gee ook vanmôre vir ons baie duidelike opdragte. Laat ons dit gehoorsaam gaan uitvoer. Baie dankie vir soveel seëninge uit U hand. Wil U vandag vir ons lei, Here, sodat ons lewens U sal verheerlik, maar wil U ook uit genade al ons sonde vergeef. En ons loof en prys U vir Jesus Christus,
ons koning en Here, wat ons lewe kom nuut maak het en ons kom vrykoop het deur sy kosbare bloed. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, baie dankie, 'n mooi dag vir u.